Kom ons word stil met Psalm 71, die eerste paar verse. By U, Here, skuil ek. Laat my tog nooit teleurgestel staan nie. Red my, bevrou my, want U is getrou. Luister tog na my en help my. Wees vir my 'n rots om na toe te vlug, waar ek altyd die veiligheid mag vind. Want U, wat U tot my redding beskik het, want U is my rots en my vesting. My God, bevry my uit die hand van goddeloses, uit die greep van skurke en verdrukkers. Want U, Here, U is my hoop. Op U, Here, het ek van jongs af vertrou. Ek groet julle vanaand, broers en susters, gemeente van Carletonville, in die naam van ons Vader, die Seun en die Heilige Gees, wat vir ons sy liefde, sy barmhartigheid en oorvloed skenk, elke dag van ons lewe. Amen. Ons wil vanaand verder met ons gesprekke oor die Heilige Gees, en ons gaan vanaand 'n bietjie stilstaan oor wat dit beteken om werklik onder die Heilige Gees te leef. En wat dan ook beteken, en uitkom by wat is dit dan om werklik die vrug van die Gees in ons lewe te lei. Want die twee gaan hand aan hand. Jy kan nie onder beheer van die Gees leef as jy nie die vrug van die Gees in jou lewe ook toon nie. So voordat ons dit saam lees uit Galasiërs 5 uit, kom ons maak dit ons oop en ons bid saam. Hemel Vader, ons bring aan U die lof en eer vanaand, Vader, Seun en Heilige Gees, omdat U vir ons ook weer as 'n gemeente bymekaar geroep het, ook op hierdie Pinksterweek. En dankie Here dat ons ook bidend afhanklik voor U kan staan, en dat ons weet, Here, dat U ook vir ons elkeen vanaand 'n boodskap het. U het ons hierheen geroep, U het ons voorberei deur die Gees, sodat wanneer ons ook die woord vanaand sal hoor en die predikings, dat dit vir ons weer sal oprig en ons sal versterk om in die wêreld uit te gaan en U getuies te kan wees. En dankie Here veral dat ons ook hierdie Pinkstertyd so kan vier. Die tyd waarin die disippels ook afwagtend was vir die uitstorting van die Gees. Maar ons weet dat die Gees is reeds uitgestort. Ons herdenk vanaand die wete dat U, Gees van God, ook nou reeds by ons is. U is in ons. En soos ons ook gisteraan gehoor het, dit is U wat vir ons die krag gee, ons opwek en vir ons die nuwe lewe gee. En sonder U is die wedergeboorte nie moontlik nie. Sonder U, Here, is daar niemand wat kan getuig en kan sê dat Jesus is die Here nie. Want dit is alleen U, die Gees van God, wat daar die woorde in ons mond kom lê. En wanneer ons vanaand mekaar praat oor wat dit beteken om waarlik onder beheer van die Heilige Gees te leef, vra Vader, dat U ook vir ons opnuut ook hierdie skrif sal kom oopbreek, sodat ons sal verstaan. Maar meer is dit, dat ons Gees van God ook vanaand weer opnuut onsself tot beskikking sal stel en sal sê, Gees van God, kom woon in my, kom werk deur my, kom getuig deur my in die wêreld waar ek leef elke dag. En dit is ons gebed vanaand. Ek wil dit in Jesus naam. Amen. Galasiërs 5 van vers 16 tot 25. As kan ek net so 'n bietjie verder voor te begin. Mense moet eintlik die hele Galasiërs 5 lees, maar kom ons begin vanaand by vers 13 saam lees, dat ons nie die konteks het van wat ons wanneer ons praat oor wanneer ons leef onder beheer van die Gees, maar dat ons die konteks kry waarbinne Paulus dit skryf. Julle broers, julle is tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik as verskoning om sonde te doen, maar dien mekaar in liefde. Die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself, maar julle byt en verskeer mekaar. Pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie. Wat ek bedoel is dit, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheer word, dan sal julle nooit soog vir die begeertes van julle sondige natuur nie.
Wat ons sondige natuur begeer is in stryd met wat die Gees wil. En wat die Gees wil is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar. En daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar as julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, risie, verdeeldheid en skering. Afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle, soos ek julle al vroeër gewaarsku het. Wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees, laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Ons moenie verwaand wees, mekaar uitdag of op mekaar afgunstig wees. Ek gaan nie tot daar lees. Ons moet eintlik die voorafgaande gedeelte ook lees veral van vers 3 af, vers 2 af, waar Paulus praat oor die hele ding, oor die hele konsep van die wet, en waar hy sê dat ons nie meer onder die wet is nie, maar nou deur die Gees leef. Want die verwysings wat hy hier maak, weer eens om te praat oor die wet, dat ons mekaar moet lief hê, en dat die Gees in stryd is teenoor die wet, kom eintlik uit die voorafgaande verstaan oor die Christelike vryheid. En dat ons moet verstaan dat Jesus het gekom om eintlik vir ons die wet te vervul. En sy hele gesprek in die eerste gedeelte is om te sê, die wet is eintlik daar om ons te wys wat is sonde. Maar die uiteinde daarvan is dat dit eintlik vir ons 'n belemmering word in ons geloof, want nou weet ons wat sonde is en nou begin ons die sonde doen. En nou begin die sonde vooraf staan in ons lewe. En dan kom ek by die tweede gedeelte waar hy sê, maar ons moet nou onder beheer leef van die Heilige Gees. So ek wil 'n paar gedagtes vanaand hier rondom praat. Die eerste gaan vir my rondom die stryd. Die stryd waarvan Paulus hier praat. Hy sê daar's 'n stryd tussen die vlees en die Gees. Paulus skryf op baie plekke daaroor. Ons kan gaan terugblaai na Romeine 7 toe. Daarvan vers 11 af, vers 15, vers 19, eintlik daar die hele gedeelte, wat hy ook hierdie konsep uitbeeld van die stryd wat daar in die gelowige is. Hy beskryf dit so mooi, hy sê, die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, juist dit doen ek. En hy beleef hierdie geweldige stryd in sy binneste om te sê, ek weet, Jesus het aan my verskyn, ek weet wat die Here van my wil hê, ek weet wat ek moet gaan doen, maar voor ek my kan kry, het ek weer die verkeerde gedoen. En ek dink ons almal kan nogal daarmee identifiseer. In ons eie lewens is dit ook so. Ons weet wat die regte ding is. Ons weet wat die Here van ons vra. Ons weet hoe ons moet leef. Ons weet hoe ons moet optree. Ons weet hoe ons moet praat. Maar as ons weer kom kry, dan is dit nie wat ons weet nie, maar dan is dit wat die wêreld vir ons sê om te leef. Ek en Jeanette, en ek wys nou nie vingers na jou die Jeanette nie, maar wat sy nou vir my gestraald sê, partykeer in die tyd dat sy nie met haar skouer kan werk nie, dan word sy so gefrustreerd en sy weet dat dan glip daar so 'n woordjie uit, wat nie moes uitgeglip het nie. Maar ek dink dit gebeur met ons almal. Ek pik nou nie op jou nie, Jeanette, maar ek dink dit is net 'n voorbeeld van, ons is menslik. Dit gebeur met ons almal. Niemand van ons is daaraan onthef nie. Ons almal doen dit. En nie net woorde nie, maar ons gedrag, hoe ons optree, hoe ons praat, en dan ook ek wil amper sê, hierdie liefdeloosheid wat by ons uitkom. Daar straat het ons gesê, dat Paulus skryf daar in Korintiërs 12, dat ons die liefde moet najag. Dat is die grootste gawe.
waarmee hy eindig in hoofstuk 12, sê hy streef die grootste gawe na, en dan begin hy in hoofstuk 13 en sê, die allergrootste gawe is die liefde van God. Daardie liefde moet ons nastreef. En ons weet ons moet dit doen. Ons weet wat die wet vir ons vra, maar as ons weer kan kry, het ons dit nie gedoen nie. Het ons anders opgetree as wat die Here wil hê ons moet optree. So ons almal ken hierdie stryd wat Paulus beskryf in Romeine 7, en hy gaan voort in Romeine 8, waar hy verder gaan om hierdie stryd te beskryf, waarin hy sê, die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, juist dit doen ek. En ons almal ken dit, ons verstaan dit, ons weet dit, is nie vir ons vreemd nie. En dan kom Paulus daar aan die einde van hoofstuk 7, dan skryf hy en sê hy, ek elendige mens, hy gebruik daar een woordjie, ek elendige mens, wie gaan my van hierdie doodsbestaan verlos? En dan antwoord hy myself op homself en dan sê ek weet, my krag, my redding, my hulp, kom van die Here. Dis nie uit myself nie, maar my redding lê by die Here. Die stryd wat ek het, is 'n stryd die binne my, maar is 'n stryd wat die Here eintlik klaar vir my oorwin het. En as 'n mens later blaai Kolossense 2 toe, dan skryf Paulus ook daar die hele mooi gedeelte oor die verbondenheid wat ons het. Baie keer verstaan ons nie mooi wat hierdie woord verbonde is nie. Want die woord verbonde sê vir ons is een met, ons is deel van, ons is onlosmaaklik deel van. Dis soos wanneer 'n mens 'n koppie koffie of tee maak. Aanvanklik het jy verskillende elemente. Jy het water, en jy het 'n teesakkie of jy het koffie korrels of wat jy ook al mee koffie maak. Jy het melk en jy het suiker of versoeter of wat jy ook al het. En dit is los van mekaar. En as jy begin jou koffie te maak en jy gooi dit in jou teesakkie, of as jy nou tee wil maak, dan begin hierdie goeders vermeng raak. En as jy nou klaar koppie koffie of koppie tee gemaak het, is dit baie moeilik om weer die koffiekorrels uit te haal, en die melk uit te haal, en die suiker uit te haal, want dit is so met mekaar vermeng, dat dit onskeibaar is. Dalk as jy nou 'n wetenskaplike is wat in 'n laboratorium sit en jy het 'n hele klomp buise en goeders waardeur jy dit kan sit, kan jy dalk weer op die ouende by 'n punt kom waar jy iets kan van mekaar skei, maar dit is so vermeng dat die normale mens, ons kan nie uit mekaar uithaal nie. En dit dan skryf Paulus dat ons so verbonde moet wees in die Here. Dan gaan hy verder, dan sê hy, ons verbondenheid in Christus vind plaas by die doop. En dan sê hy by die doop het daar iets anders met ons gebeur, 'n geestelike besnydenis. En hy sê, in ons doop het die Here ook ons sondige natuur kan uitsny uit ons. Want dit is eintlik wat ons stryd, dis eintlik ons hindernis in die lewe, is dat ons nog hierdie sondige natuur het, wat God nie wil aanvaar nie, en God nie wil deel maak van ons lewe nie. So hierdie stryd is 'n diepgaande stryd, wat binne ons as mense is. Mense wil nie sommer autoriteit aanvaar nie, veral die wêreld waar ons vandag leef. Mense wil nie autoriteit aanvaar nie. Ons wil nie wette aanvaar nie. Ons wil nie iemand anders se heerskappy oor ons aanvaar nie. Ons wil vry wees, ons wil selfstandig wees. En die interessante van die evangelie is dat ons vryheid juis lê nie om selfstandig te wees nie, maar ons vryheid lê juis daarin om afhanklik en onder beheer van die Heilige Gees te leef. Om afhanklik van God te wees en onder beheer van die Heilige Gees te leef. Dis waar ons vryheid lê. Daar skryf hy ook vir hierso. Julle moenie julle vryheid misbruik nie, deur losbandig te wees nie. Ek wil amper praat altyd van hierdie hoofstuk as die vrug van die Gees, maar ek dink hy wys nie alleen vir ons die vrug van die Gees nie, maar hy wys ook vir ons die vrug van die sondige natuur.
Want hy sê vir ons, die vrug van die sondige natuur, die vrug van hierdie natuur is goeie soos losbandigheid en welis en oneerlikheid en haat en nait en al hierdie goeders. Dit is deel van ons sondige natuur. Maar die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede ensovoorts. So ons kry hierso twee teenpole teen mekaar. Dit wat die Gees wil, bring ons weer uit by daardie stryd tussen die Gees van God en dit wat die Gees in ons wil doen en dit wat die wêreld en die sondige natuur wat in ons is wil doen. En daar's net een oplossing, daar's net een manier hoe ons kan loskom hiervan. Daar's net een manier hoe ons hiervan kan wegkom. Om hierdie stryd te oorwin, want die oorwinning lê nie in onsself nie. Dis nie omdat ek so goed is nie, of dat julle so goed of so oulik of mooi of wat ook al is nie. Ons kan nie hierdie stryd wen as ons nie die stryd in Jesus voer nie. Ons kan nie hierdie stryd wen as ons nie lewe deur die Gees nie en vrygemaak word deur die bloed van Jesus aan die kruis nie. Dis die enigste manier waarop ons waarlik kan vrykom en kan loskom van hierdie stryd. Nie in onsself nie, maar juis in afhanklikheid van Jesus. En dit is die tweede belangrike punt wat ek vanaand wil maak, is om te vra, maar wat beteken dit dan, soos wat Paulus hier skryf, om onder beheer van die Gees te leef? Vers 16. Wat ek bedoel is dit, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Dan sal julle nooit soek vir die begeertes van die sondige natuur. En ons moet verstaan dat as ek sê dat ons onder beheer van die Heilige Gees moet leef, dan beteken dit, en ons het het gesin vanaand, 'n paar van die liede wat ons gesing het, as jy dan mooi met woorde sou luister, die Engelse lied, come now is the time to worship, now is the time to give yourself. En dit is daar die aksie van om jouself te gee, waarin ek onder beheer van die Gees kom. Jesus het gekom en hy het 'n volkome offer gemaak en hy het in ons plek gesterf en in ons plek die sonde op hom geneem. En wat die Here vir jou en vir my vra is dat ons nou sal kom en ook ons lewe vir hom sal offer. In antwoord op dit wat Jesus vir my gedoen het. Dat ek sal kom en sal sê, Here, maar hier is ek. Ek lê myself aan die voete neer. Ek lê myself aan die kruis neer. Want ek, Here, wil hê dat U in beheer moet wees. Ons het ook in een van die liede wat ons gesing het, wat ons sê, Koning Heer, U is Koning Heer. En Jesus kan nie waarlik koning van my lewe wees, as ek hom nie toelaat om koning van my lewe te wees. Is net so met die werking van die Gees. Ons kry en ons het almal die werking of die Gees in ons. En dit verplaas by wedergeboorte. Wedergeboorte kan nie, soos ons 'n straatbeeld gehoor het. Selfs die belydenis wat iemand maak om te sê Jesus is die Here, kan nie gebeur as die Gees van God nie dit in ons sit nie. En nie vir ons daai woorde gee. So wat ons hier sit vanaand en almal bely dat ons glo dat Jesus is Heer en Jesus is die koning, beteken dit dat die Heilige Gees reeds in ons is. Want baie keer is ons besig om die Gees te beperk. Is ons nie besig om die Gees terug te hou. Ek onthou toe ons kinders was op skool, ek was in naloper gewees, en het ons 'n harnas gehad, en dan het hulle 'n band, 'n ou vragmotorband of iets het hulle vasgemaak agter aan daai harnas. En dan het jy gehardloop met daai band, om jou die krag en die stamina in jou bene te gee, om vinniger te kan hardloop. Want as jy daai band afhaal, dan voel dit of al daai las wat agter jou was, is afval. En dan voel dit of jy soos 'n perd kan galop en kan hardloop. En dit is die vraag wat ons onsself moet afvra, is wat verhinder jou? Wat hou jou terug in jou lewe dat jy nie die Gees toelaat om beheer van jou lewe oor te neem?
want die Gees is reeds uitgestort. Vir die kerk, vir alle gelowiges. Maar daar's baie keer iets in mense lewens wat hulle verhinder, wat hulle keer om nie die volle beheer aan die Gees te gee nie. En wat Paulus vir ons hier skryf in Galasiërs 5 is om te sê, jy moet nie die hindernisse wat daar is tussen jou en die Gees. En wat maak dat die Here nie waarlik op beheer van jou lewe kom, jy moet jy verwyder uit jou lewe. Jy moet kom by die punt in jou lewe waar jy gaan sit en gaan sê, maar wat keer my? Wat verhoed dat die Gees nie deur my werk nie? En dan moet ek eerlik genoeg met myself wees om te sê, ek weet wat dit is. Want die Gees wys vir ons wat dit is. Daar in Jesaja lees ons dat die Here vir ons sê, as jy die verkeerde pad loop, is daar 'n stem wat vir jou sal sê, jy loop die verkeerde pad. Jesaja 31 vers 21. Dan sê, as jy die verkeerde pad loop, is daar 'n stem wat vir jou sê, en ons almal weet dit. As jy iets verkeerd doen in jou lewe, ons praat altyd van ene by skou, of die stemmetjie wat in my oor fluister. Jesaja het daar gesê, en dis die werk van die Heilige Gees om ons ook tereg te wys, en te sê, jy is besig om droog te maak. Jy is besig met die verkeerde dinge. Jy is besig om op jou eie te lewe, en dit is nie wat God van jou wil hê nie. Dit is nie wat God vir jou verlang nie. Kom terug na die regte pad. So, om onder beheer van die Heilige Gees te leef, is om daar 'n punt in my lewe te kom, waar ek die volle beheer oorgee en sê, Vader, ek weet wat U vir my gedoen het, deur die kruisiging van die Seun, deur die offer van Jesus, en deur die Gees in ons uit te stort, het U alles kom gee vir my. En ek is bereid van nou af, van hierdie oomblik af, van vandag af, om aan U alles te gee. Kom neem beheer van my lewe oor. Ek het baie keer vir die belydensklas, soos die kinders het ek gesê, wat moet gebeur in ons lewe is, ons moet die ou ventertjie, moet ons agter die kar vashak. En ons by die Here kom en vir die Here sê, Here, hier is die sleutels van die kar. Ek gaan eers 'n backseat driver wees nie. Ek gaan in die ventersleepbandjie klim, want ek weet U gaan met my die regte pad gaan. Ek vertrou U, hier is die sleutel van my lewe. En ry met my, want ek weet ek sal uitkom by die plek wat U wil hê ek moet wees. Dis vertroue. Om te sê, Here, ek gee alles aan U. Maar ons wil baie keer die backseat driver wees. Ek het nou daar so 'n video gekyk van 'n man en 'n vrou, hulle het altyd sulke snaakse video's op, wat die man sê, hy is so bly, hy is getroud, vandat hy getroud is, het hy iemand 'n helpertjie gekry, wat altyd by hom sit, en sê, die lig is rooi, jy moet stop by die stopstraat, jy moet nie te vinnig ry nie. Hy weet nie hoe hy dit sal maak in sy lewe, as hy nie daai helpertjie het nie. En 'n mens kan daaroor lag, maar dis eintlik wat ons vir die Here moet sê. Here, hier is alles. Ek gaan nie die backseat driver wees nie. Ek gaan nie vir U sê hoe U my en waarheen U my moet lei nie. Ek wil hê dat U my moet lei op die pad. Ek kom gee alles oor. Dink aan die ryke jong man wat by Jesus gekom het daar Matteus. En wat vra hy van die Here? Hy sê, wat moet ek doen om die ewige lewe te hê? Wat moet ek doen om in die hemel te kom? Wat is Jesus se antwoord vir hom? Gaan verkoop alles, gee dit weg en kom volg my. Die moeilikste ding vir enig van ons, nie omdat hy ryk was nie, maar vir jou en vir my om te sê, Here, ek volg U, ongeag, onbeskaamd, maak nie saak wat U vir my vra nie, ek gaan U volg. Gaan kyk maar na die roeping van die disippels. As die Here vir hulle sê, kom agter my aan, en ek sal julle vissers van mense maak. Onthou vissers was, omdat daai vissers, dit was hulle lewe gewees. Dis al wat hulle geken het, was om vissers van mense te wees. En wat doen hulle? Hulle los daai nette net so daar. Hulle los hulle vissersbote net so daar. En hulle sê, ons volg die Here. En dis presies wat die Here van jou en my vra. Om te sê, volg my.
laat my toe om in beheer van jou lewe te wees. Ons spot baie keer, ons man sê baie keer vir mekaar, as jy vra hoe gaan het, dan sê ons, dit is baie lekker dat die pa vir my gesorg het. Nee. Maar is dit nie waar nie? En nou het ons 'n hemelse Vader, wat die koning van die hemel is, wat vir my vir jou kom sê, ek wil vir jou sorg. Ek sal vir jou sorg. Ek sal na jou omsien. Jy het nie nodig om te bekommer nie, want ek het eintlik al alles klaar vir jou gedoen. En ek wil jou kom laai met gawes en die vrug van die Gees en baie ander dinge wil ek op jou kom gee. Al wat ek vir jou vra is, maak jouself oop. Stel jouself tot beskikking van die Here. Sê vir die Here, Here, hier is ek. Wees bereid dat die Here jou gebruik en die Here sal jou lewe kom verander. So hoe kom ek onder beheer van die Gees? Ek dink dat mense elkeen stil word by homself en gaan vra in die eerste plek, soos ek nou al reeds gesê het, wat verhinder my? Wat is daar in my lewe wat nog die hindernis is en die deur is wat maak dat ek nie volkome my oorgee aan die Here nie? Wat keer my en wat hou my terug? Soos ek nie kom by wat die Here wil hê ek moet wees in my lewe nie. Dalk is daar 'n vertrouensprobleem. Dalk is dit vir jou moeilik om iemand anders te vertrou. Dit kom dalk uit jou kinderdae uit of uit jou lewe uit, waar dit vir jou moeilik is om iemand te vertrou. En nou kom vra die Here vir jou, vertrou my. En dit is moeilik dalk vir jou. Maar as jy regtig wil groei in jou geestelike lewe, as jy die vrug van die Gees wil ervaar in jou lewe, dan moet jy bereid wees om die Here te vertrou. Hy het reeds alles vir jou kom doen. Hy het sy goddelikheid prysgegee en die vorm van Jesus 'n mens aangeneem en hy het onder ons kom woon en hy het vir ons in ons plek gesterf. Die volle prys betaal. Is dit nie nou tyd vir jou om ten volle te vertrou op die Here nie? Op dit wat hy vir jou beloof in jou lewe. Om te sê, ja Here, hier is ek. Ek aanvaar dit. Doen slegs U wil, Heer, U wil met my. U is die pottebakker, ek is die klei. Vorm my en maak my. Al maak dit seer, maar kom verander my, sodat U vrug in my lewe sigbaar sal wees. So die eerste plek wat ons moet doen is om te kom by 'n diep nadenke oor myself. Gaan sit aan die voete van die Here, gaan sit op jou stil plekkie waar jy met die Here kan praat en sê, Here, wys vir my. Wys vir my wat is die hindernis in my lewe. Wys vir my hoekom kan ek U nie vertrou met my hele lewe nie. En dan is eerder genoeg wees om as die Here vir ons wys, vir hom te sê, Here, nou weet ek. En nou kom lê ek dit vir U neer. Nou het ek nie rede om te twyfel nie, want U het vir my alles gedoen. Dat ons waarlik in gebed stil word voor die Here. Ek het al baie keer vir julle gesê, bekering is nie 'n eenmalige gebeurtenis nie. Bekering is 'n daaglikse keuse wat ek neem om te sê, vanmôre, vandag weer, hierdie oomblik weer, sê ek vir die Here, neem my aan as U kind. Dit kom later by vervulling, want met vervulling is dit presies dieselfde. Die Gees kan my weer en weer en weer kom vul. En dit is eintlik wat moet gebeur. Dat ek by die punt in my lewe moet kom om te sê, Here, vul my weer, ook vandag, ook nou, kom neem beheer van my lewe af, en word U die een wat regeer in my lewe. Kom vul my, sodat ek U gawes, U vrug sal uitleef, hierdie wonderlike mooi vrug wat hy beskryf vir ons hier in vers 22, die vrug van die Gees daar teenoor, is liefde. Daar wat ons gestaan vir mekaar sê, 1 Korintiërs 13, die grootste gawe is liefde. Vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Is dit nie wat die dinge waarmee ons maar meestal stry in ons lewe nie? Die teenoorgestelde hiervan. Dat ek nie selfbeheersing het nie, dat ek nie geduld het nie, dat ek nie liefde het nie,
Dat ek nie altyd vriendelik is soos wat die Here van my vra nie. Dat ek nie altyd doen en leef soos die Here nie. Dat ek nie altyd goedhartig is nie. Dat daar nie altyd vreugde in my lewe is nie. Die Here sê ek wil dit gee in jou lewe. Onthou, dis een vrug. Dis baie aspekte, maar dis een vrug. Die vrug van die Gees is die volgende. Dis nie verskillende vrugte nie. Dis een vrug wat die Here in ons lewe wil kom werk, om te sê, ek wil hê dit moet jou deelagtig wees. En dalk is dit juist hierdie goeders, die teenoorgestelde hiervan, wat in jou lewe maak dat jy nie by die Here uitkom. Dalk is dit juist jou ongeduld. Dalk is dit juist die feit dat jy nie iemand kan vertrou nie. Dalk is dit juist die feit dat daar nog in jou lewe dinge is wat jy aan moet werk, selfbeheersing ensovoorts. En juist is dit juist die goeders wat hindernis in jou lewe word. Dalk is dit die vrug van die sondige natuur wat nog in jou pad staan. Dalk moet ons daarna kyk, want ons sê, maar is daar nie dalk haat of naaiwer of vyandskap en woede in jou lewe nie, verdeeldheid ensovoorts. Miskien is dit die hindernis in jou lewe, maar moet ons eerlik voor die Here gaan staan en sê, Here, wat keer dat ek nie kan vertrou op U? Wat keer in my lewe dat die Gees nie deur my werk nie? Dat ek nie die vrug van die Gees waarneem en die wêreld dit nie kan sien. Want dit is ook die belofte van die Here. Dit is 'n belofte wat hy vir ons sê, as jy onder beheer van die Gees is, dan sal jy die vrug van die Gees wees. As jy my toelaat om jou lewe te beheer, dan sal hierdie vrug sigbaar word. Dit is 'n belofte wat die Here maak. So ons moet weer kom by die punt waar ons gaan neerkniel voor die Here, stilte vir die Here, sê Here, wys my wat verkeerd is, wys my die hindernisse, maar 2, gee my die bereidheid om dit oor te gee aan U, gee my die bereidheid om U te vertrou, sodat ek 'n nuwe lewe kan hê. My besluite wat ek neem, of dit 'n groot of 'n klein besluit is, maar is die Here regtig in beheer van daai besluite wat jy neem? Of ken jy nie eers die Here, wanneer jy daai groot besluite moet maak in jou lewe? Klein besluite. Die verhoudings in jou lewe. Wie is in beheer van daai verhoudings? Is jy self? Is jy die een wat die rigting bepaal in die tempel en die koers bepaal, of is dit die Here wat dit bepaal? Ons het tyd dat ons sal stil word by die Here en alles vir die Here sal gee. Maak elke dag die keuse om jou lewe vir die Here te gee en toe te laat dat die Gees beheer van jou lewe oorneem. Beoefen nederigheid. Hy sluit af hierdie gedeelte om te sê, moenie verwaand wees nie. Verwaandheid is die teenoorgestelde van nederigheid. Moenie mekaar uitdart en op mekaar afgunstig wees nie. Wees nederig. En besef dat ons waarlik afhanklik is van die Here. En die laaste ding is, wees bereid om volkome te vertrou op God se beloftes. Dis jy sê, Here, ek aanvaar wat U vir my gedoen het. As ek dit doen, kan ek elke dag leef onder beheer van die Gees. En dis wat die Here vir ons elkeen vra. En mag ons vanaand die boodskap so hoor, en mag ons ook vanaand by die punt kom in ons eie lewe om te sê, Here, ek aanvaar dit. Ek gee myself oor. Kom neem beheer oor van my lewe. En ek wil julle uitnooi, ek wil julle uitnooi om te sê, as jy sê, maar ek weet nie hoe om dit te doen nie. Ek is nie seker wat ek moet doen. En dan nooi ek julle uit, ek is môre die hele dag op kantoor, en ek is donderdag die hele dag op kantoor, en ek gaan vrydagoggend ook hier wees. Kom maak 'n afspraak, kom sien my. Dan kan ons saam daaroor bid, en saam hierdie pad loop, want dit is toch wat die Here vir ons vra te doen. So ek nooi julle uit, as jy nie weet en onseker is, dat die Here vir jou die pad sal loop, dan nooi ek jou uit, om met my te kom praat. Kom ons sluit af met 'n gebed. Vader, baie dankie dat ons vanaand weer so duidelik die woord kon hoor,
En dat ons weet, Here, dat die begin van 'n nuwe lewe lê daarin dat ons by die punt kom om onsself te kruisig, om onsself op te offer. En Here, ek weet dis vir ons as mens moeilik, want ons wil so graag self in beheer wees, selfstandig wees. As klein kindertjies begin om dinge te doen, dan is baie van die kere wat hulle sê is die woordjie self. Ek wil self eet. Ek wil self aantrek. Ek wil my eie klere kies, ek wil dit self doen. En al lyk dit soms maar oes en woes, dan is dit tog ook maar deel van ons lewe. Dit wil sê ons ook, ek wil self. Ek wil my eie verlossing bewerk. Ek wil self die koers van my geloof bepaal. Ek wil self die intensiteit daarvan bepaal. Ek wil self kies wat ek gaan doen en wat ek nie gaan doen nie. En dit juis, Here, is dikwels die hindernis wat maak dat ons nie ons lewe vir U kan gee nie. En ek wil vanaand bid vir ons gemeente, dat U ook daardie hindernisse aan ons sal bekend maak, en dat U vir ons daardie hindernisse sal uitwys, en dat ons bereid sal wees om ook daardie dinge wat in my lewe nog geskei bring tussen U en maak dat U Gees nie waarlik in my werk nie, en ek nie die vrug van die Gees toon nie, dat ek bereid sal wees om as U dit vir my uitwys, ook voor die voete te kom neerlê. Vader, ons dra hulle wat ons weet, wat siek is, ons dink aan Magda en Flip, wat al twee hierdie week was vir toetse, en doktersondersoeke, en ons dra hulle aan die op. Ons dink aan Colin, Here, wat ook met lewerkwale sit, oor die ander dinge, dat hy ook met hom op pad sal loop. En so vra ek, Here, dat U elkeen wat in ons gemeente siek is, dat U hulle sal aanraak, U deur die Gees. Ons loof en ons prys U groot naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap met die Heilige Gees, sal by julle wees vandag en môre en elke dag. Amen.